Laat ons vandag God se woord bestudeer onder die preek getiteld God se leer en geloof. In die Bybel is daar baie stories oor leers. Die Bybel vertel van Gideon se krygers, Josua se leer en Israel se leer op baie plekke. 이스라엘 이 군대에 대한 얘기들이 굉장히 여러 군데 많이 등장하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. Ons mag dalk wonder, God het ons geleer dat die Bybel wysheid vir verlossing gee. So hoekom is daar so baie stories oor leers? 왜 이 군대에 대한 얘기들이 이토록 많이 등장할까? Dit is 'n baie interessante vraag. 될 수가 없습니다. Is die weermag nie 'n groep wat met lewe en dood te doen het nie? 조직과 단체가 군대 아니겠습니까? Weermag is 'n spesiale groep. 아군이 As hulle nie die vyand vernietig nie, sal hulle vernietig word. 이런 상황에 놓여 있는 특수한 집단, 특수한 부류가 바로 군대라고 볼 수 있겠습니다. 예, 그래서 Laat ons vandag God se wil in die Bybel bestudeer onder die preek getiteld God se leer en geloof. 하나님의 뜻을 한번 성경을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. Kom ons blaai na 2 Timoteus hoofstuk 2. Kom ons kyk na 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 3. Verduur jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Wie is ons? 'n Goeie soldaat van Christus Jesus. 여기도 뭐라고 했습니까? 군사라고 했습니다. 예, 군사 한 Is 'n weermag nie 'n groep soldate nie. 그 단체가 군대 아니겠습니까? Verduur jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 고난을 받을지니 'n Soldaat raak nie verstrik in sake van die alledaagse lewe nie, sodat hy sy bevelvoerder tevrede kan stel. 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. Dit is wat die Bybel ons leer. 알려주고 있습니다. 자, 우리를 Wat sê die Bybel oor ons? 그리스도의 예수 Ons is goeie soldate van Christus Jesus. 좋은 군사라고 성경은 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 Kom ons kyk hoe die weermag en ons verlossing in die Bybel verbind is. 이 부분이 어떻게 연결되어져 있는지를 우리 성경 Kom ons kyk eers na Gideon se leer. 그 장면을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 먼저 기도 Kom ons blaai na Rigters hoofstuk 7. 사사기서 7장입니다. In daardie tyd het Israel gelei onder die harde heerskappy van die Midianiete. 배를 당하고 억압을 받고 또 압박 속에 살았던 입장이었습니다. God het Gideon gebruik om die Israeliete van onderdrukking te bevry en hulle nasie te herstel. 미디안의 그 압제에서 해방시켜 주시고 자주 그 주권을 회복할 수 있도록끔 인도하시는 그 장면인데요. Kom ons kyk na hoofstuk 7 vers 1. In vers 1 staan daar geskryf: Jerubbaal, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, het vroeg opgestaan en kamp opgeslaan by En-Garot. 곁에서 진을 쳤고 미디안의 Die kamp van die Midianiete was aan sy noordekant, vanaf die heuwel More in die vlakte. Die Here sê toe vir Gideon: Die manskappe wat by jou 백성이 너무 많은 is vir my te veel om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders spog Israel teenoor my en sê, my eie hand het my verlos. 거스려 자긍하기를 Kondig dan nou aan, ten aanhore van die manskappe, wie ook al bang en aan die bewe is, kan omdraai en wegvlug van die berg Gilead. 어떤 자들요 두려워서 떠는 자였던 길라산에서 떠나 돌아가라고 했습니다. 자, 여기 Met ander woorde, diegene wat vrees het nie geglo dat God die Israeliete sou laat oorwin of dat hy die gebeure gelei het nie, 이스라엘 군대에게 허락하셨다는 사실을 믿지 못하는 사람. en was bang om deur vyande doodgemaak te word. 모든 일을 Wat moes hulle doen? 또 이끌어 가신다는 사실을 믿지 못하는 사람. 그러니까 자꾸 이제 질까 봐 두렵고 또 적들에 의해서 죽임을 당할까 두려워하는 이런 사람들은 전부 어떻게 Kan omdraai en wegvlug van die berg Gilead. Dit is 'n eer om God se soldate te word, maar God het die wat geen geloof gehad het nie, teruggestuur huis toe en gesê: Kan omdraai en wegvlug. 고향으로 다 돌려보냈습니다. Die soldate wat oorgebly het, was diegene wat absolute geloof in God gehad het. 어떤 사람들은 전부 하나님에 대한 철저한 믿음을 가진 사람들을
In elke eeu, soos met Gideon, Josua en Moses, wou God daardie soldate vir sy geestelike leer sowel as in fisiese leer hê. 그래서 영적인 군대도 그런 군대를 원하셨다는 사실을 확인해 볼 수가 있는 것입니다. 자, 두려워서 Diegene wat bewe van vrees is huis toe gestuur. 집으로 돌려보냈습니다. 하시니 Van die manskappe het daar toe 22,000 omgedraai en 10,000 het oorgebly. 남은 자가 1만 명이었더라 하고 했습니다. Uit 32,000 soldate het 22,000 gebewe van vrees. 두려워서 떠는 사람들이었습니다. 다시 Met ander woorde, hulle het geen geloof in God gehad nie. 이런 Hulle is huis toe gestuur. 사람들을 집으로 돌려보내는 이런 형국에 지금 놓이게 되었습니다. God het vir Gideon gesê dat selfs 10,000 mans te veel is. 1만 명조차도 그 수가 많다고 했습니다. God het nie toegelaat dat die grootte van die leer oorwinning of nederlaag bepaal nie. 성패를 결정짓는 그런 어떤 요소로 작용하게 하지는 않으셨습니다. Hy wys ons dat die kwessie nie die weermag se grootte was nie, maar hoeveel geloof hulle in God gehad het. 가지고 있느냐 하는 모든 어떤 그 문제가 거기에서 Alles het uit hulle geloof gekom. 확인시켜 주고 계신데요. Kom ons kyk na vers 4. Daarop sê die Here vir Gideon: "Die manskappe is nog te veel. 아직도 많으니 Laat hulle afgaan na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsif. 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 무릇 Elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een moet met jou saamgaan, hy moet met jou saamgaan. 그는 너와 함께 갈 것이요. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een moet nie met jou saamgaan nie, hy mag nie met jou saamgaan nie." 가지 말 것이라 하신지라. 이에 Hy het die manskappe laat afgaan na die water. 여호와 Die Here sê toe vir Gideon: 무릇 "Almal wat met hulle tong van die water oplek soos 'n hond dit oplek, moet jy apart hou van almal wat op hulle knieë afsak om te drink." 하시는 자도 그같이 하라 하시더니 손으로 Die getal manne wat opgelek het, was 300. Al die ander manskappe het op hulle knieë afgesak om water te drink. 마신지라. Vers 7. Toe sê die Here vir Gideon: "Met die 300 man wat die water opgelek het, gaan ek julle verlos. 명령으로 너희를 구원하며 미디안 Ek sal die Midianiete in jou hand gee. 붙이리니 Al die ander manskappe kan maar gaan, elkeen na sy woonplek." 하시더라 하고 했습니다. Uit 32,000 soldate het 22,000 gebewe van vrees. Slegs 10,000 man het oorgebly. Hulle het gesê: "Ons is nie bang nie. Ons sal God se wil volg tot die einde toe." 하나님께서 보시니까 God het gesien dat sommige van die 10,000, alhoewel nou dapper is, later in vrees sou kniel. 마음을 갖지만 Daarom het hy hulle geskei. 무릎을 꿇을 수 있겠다 하는 사람들을 또 가려내셨습니다. Toe het net 300 oorgebly. 300명이 남았습니다. Gideon se oorwinning met 300 manne van geloof oor duisende vyande wys God kies diegene met absolute geloof vir sy leer. 적군들을 온전히 다 물리친 놀라운 기도원의 역사를 바라볼 때 하나님의 그 군대는 반드시 하나님에 대한 절대적인 믿음을 갖는 사람들을 선택했다는 사실을 확인할 수 있습니다. God het enigiemand uitgesif wat deur hul situasie beïnvloed sou word. 이런 것에 좌지우지될 사람들은 아예 하나님께서 다 골라내셨습니다. En hierdie evangelietydperk sê 2 Timoteus, hoofstuk 2 ons is geroep om goeie soldate van Christus te wees. 이렇게 말씀을 주셨는데 그 군사들 역시도 기도원의 Soos Gideon se leer om soldate te wees wat God kan gebruik, moet ons geloof hê. 군대가 되려면 믿음이 필요합니다. 우리 보고 Ons moet dink oor wie ons evangelie lei, wie dit lei en wat ons resultaat sal wees. 어떠한 결과가 우리에게 주어질지 이걸 꼭히 생각해야 되겠습니다. 두려워 Diegene wat bang is, dink, wat as ons misluk? Wat as mislukking probleme meebring? 생기면 어쩔까? Daarom is hulle bang. 그것 때문에 늘 두렵습니다. 하나님 God het alles klaar voorberei. 모든 것을 다 Ons moet net gaan. 너희는 가기만 하라. Hy het vir ons gesê om na Samaria en na die uithoeke van die aarde te gaan en disippels van al die nasies te maak. 해야 할 Hy het ons alles vertel wat ons moes doen. 근데 이게 Maar sommige het getwyfel en gedink, kan dit regtig werk? 이런 여건만 Ek is nie goed genoeg nie. 조건밖에 못 가지고 Met wat ek het, is dit onmoontlik. 생각하지 아니하고 In plaas daarvan om aan God te dink, fokus hulle net op hul eie situasie. 있는 주변
환경만 Deur op hul situasie te fokus, het hulle onwetend by die 22,000 beland wat God van 32,000 verwyder het. 22,000명 그룹에 자기도 알지 못하는 순간에 속하게 되었고 En toe by die 9,700 wat nie uit die 10,000 gekies is nie. 자기도 모르는 사이에 들게 됩니다. Almal God het nie na die aantal mense gekyk nie, en hy het hulle ook nie gekies vir hul vaardighede nie. 그 사람의 어떤 무술이나 금술의 실력을 보고 뽑은 것도 아니고 Toe God hulle gekies het, was die toets of hulle volkome geloof in hom gehad het. 믿음을 가졌느냐 Hy het die oorwinning aan hulle gegee. 그걸 가지고 언제나 승리를 주셨습니다. 그런 Die Bybel wys vir ons dat God al die evangeliewerk gedoen het wat hy beplan het deur mense met geloof. 역사를 전부 이루어 가셨다는 사실을 성경을 통해서 확인할 수가 있겠습니다. 예, Kom ons kyk kortliks na die oorwinning in Rigters hoofstuk 7. 승리하는 장면만 잠깐 보도록 하겠습니다. Kom ons gaan aan na vers 19. Hoofstuk 7 vers 19. Gideon en die 100 man wat by hom was, kom toe by die kant van die kamp aan teen die begin van die middelste nagwaak, net toe die wagte behoorlik opgestel was. 서로 Dit was tyd vir die wagte om skofte te ruil. 번병의 Hulle blaas toe op die ramshorings en breek die kruike wat in hulle hande was, stikkend. Die 3 eenhede het tegelyk op die ramshorings geblaas, die kruike gebreek, in hulle linkerhande die fakkels gehou en in hulle regterhande die ramshorings om daarop te blaas. Hulle het uitgeroep, 'n swaard van die Here en van Gideon. Hulle het bly staan, elkeen waar hy was, rondom die kamp. Die hele kamp het rondgehardloop, geskreeu en op die vlug geslaan. Toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here in die hele kamp die een se swaard teen die ander gerig. Die krygsmag het gevlug tot by Betsitta in die rigting van Sereda tot op die oewer van die Megolastroom by Tabbat. Die manskappe van Israel is uit Naftali, Aser en die hele Manasse opgeroep. Hulle het die Midianiete agterna gesit. Hoeveel soldate het op die manier gesterf? 135,000 man is verslaan. Al het net 300 mans geskree, het hierdie wonderlike ding gebeur. God se oorwinning is geheimsinnig. 승리의 그 방정식, 승리의 어떤 그 방법은 기기묘묘합니다. 우리 Dit is onvoorstelbaar. 생각할 수 없는. Ons dink dalk, hoe val ons vyande aan? 어떻게 기습할까? 화살을 Hoeveel mense kan ons met pyl en swaarde dood? 쓰러뜨리고 칼로는 몇 명을 쓰러뜨려서 언제쯤 Wanneer sal oorwinning na ons kom? 승리가 돌아올까? Dit is ondenkbaar vir 300 man om 135,000 te verslaan. 그런 일입니다. God het egter alles maklik gelei sodat Gideon se leer kon wen. 그 기도원의 군대에게 승리가 돌아가도록 모든 역사를 그렇게 만들어 가셨습니다. God het net die weermag se geloof gesien. 그때 믿음 그 한 가지를 보셨습니다. 그리고 Hy het sulkes gekies. 사람들을 선발했습니다. 두려워 떠는 사람. Sommige mense was bang en het gehuiwer en gedink, wat as ons misluk? Al het God self hulle gelei, was hulle bang soos 'n leer wat deur mense gelei is. 사람이 이끄는 군대처럼 두려워하고 떨고 조바심 나고 이렇게 God het hulle gediskwalifiseer van sy leer. 하나님께서 그 군대의 자격을 없이 했습니다. 최종 God se werk was wonderlik. 합당히 여긴 사람 그 300명만 데리고 13만 5천을 아주 아무것도 아닌 것 같이 정말 Hy het 300 waardige manne gebruik om 135,000 maklik te vernietig. 하나님의 그 섭리의 역사를 바라본다면 복음의 Dit beantwoord die vraag vir ons vandag. 우리들이 오늘날 As soldate van die evangelie, watter gesindheid moet ons hê om God se evangeliewerk te doen? 에 대한 답을 지금 확실하게 주고 계신 장면입니다. 자, Ons moenie mis of vergeet wat die Bybel leer nie. 주시는 이 방법과 이 길들을 우리가 또 놓치거나 잊어버려서는 안 되겠죠. 여호수아서 Kom ons kyk na Josua hoofstuk 6 vers 1. 우리가 Soos ons weet, het God Israel die oorwinning oor Jerigo gegee met Josua wat hulle gelei het. 앞세워서 이스라엘에게 승리를 주시는 장면을 볼 수 있습니다. Hoofstuk 6 vers 1. Jerigo se poorte was egter gesluit vanweë die Israeliete. Niemand het daar uitgegaan of ingegaan nie.
여호와께서 여호수아에게 Die Here sê toe vir Josia, kyk, ek gee Jerigo, sy koning en sy dapper krygers in jou hand. 쳤으니 너희 모든 군사는 Julle moet om die stad trek, al die krygsmanne. Jy moet een keer om die stad gaan. 6 dae lank moet jy so maak. 제사장 7은 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. 할 것이요. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad trek, terwyl die priesters op die horings blaas. 볼 것이며 En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra julle die geluid van die ramshorings hoor, 'n baie harde oorlogskreet aanhef. 것이라. 그리하면 그 성벽이 Die stadsmuur sal dan ineenstort en die manskappe moet bo-oor klim, elke man reg voor hom uit. 영적 God het 'n stryd beveel wat na geen stryd gelyk het nie. 싸움을 하나님께서 지시를 하셨습니다. Jy moet een keer om die stad gaan. Op die 7de dag moet julle 7 keer om die stad trek. En wanneer daar lank op die horing van die ram geblaas word, moet al die manskappe, sodra julle die geluid van die ramshorings hoor, 'n baie harde oorlogskreet aanhef. Weermag was nie eers nodig nie. Dit het gelyk of daar geen stryd sou wees nie. Dit was die strategie wat God vir hulle gegee het. 없는 어떤 그 모습을 하나님께서 전략으로 지시를 했습니다. Josia se leer het God se woord presies gehoorsaam. 그 하나님의 말씀을 그대로 따르고 준행을 했습니다. 자, 준행한 Kom ons lees nou vers 15 om te sien wat gebeur het. Kom ons gaan aan na vers 15. Op die 7de dag het hulle vroeg, toe die rooi dag breek, opgestaan en op dieselfde manier 7 keer om die stad getrek. Net op daardie dag het hulle 7 keer om die stad getrek. Die 7de keer het die priesters op die ramshorings geblaas. 여호수아가 Josia het vir die manskappe gesê, hef die oorlogskreet aan, want die Here gee die stad aan julle. Die stad en alles wat daarin is onder die ban vir die Here. Net Ragab, die prostituut, mag leef, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat ons gestuur het, versteek het. Kom ons kyk na vers 20. Die manskappe het die oorlogskreet aangehef en die priesters het op die ramshorings geblaas. Ja, net toe die manskappe die geluid van die ramshoring hoor, het hulle 'n harde oorlogskreet aangehef. Die stadsmuur het ineengestort en die manskappe het elkeen reg voor hom uit bo-oor geklim die stad in. Hulle het die stad ingeneem. Jerigo, Kanaan se eerste stad, was 'n sterk vesting. Die Israeliete het dit 6 dae lank omgetrek, daarna 7 keer op die 7de dag. Hulle het net geskree en die mure het geval. Hier het God weer geloof van Josia se leer vereis. Kan ons regtig op hierdie manier wen? Kan ons 'n stryd op hierdie manier wen? Dink aan die plan vir oorlog. God se metodes vir Gideon se leer en Josia by Jerigo was buite menslike verstand. Sy maniere was ver bo gesonde verstand. Ons moet sien dat God nog altyd Israel se leer gelei het op maniere bo menslike begrip. 이스라엘의 군대를 이렇게 이끌어 오셨구나 하는 사실을 우리가 주목할 필요가 있더라는 것입니다. Wat vra en beveel God sy geestelike leer in hierdie tyd? 군대에 대해서는 하나님께서 어떤 부탁과 어떤 지휘를 지금 주고 계시는지 In hierdie tyd, as ons in geloof optree soos Josia en Gideon en doen soos God beveel, wat sal gebeur? 모든 일들이 어찌 됩니까? Alles sal gebeur soos God sê. Maar ons het 'n slegte gewoonte om na ons situasie te kyk. Ons kyk na ons omstandighede, ons omgewing en wat ander mense dink. God se leer is 'n leer wat in geloof marseer. Is dit nie waar nie? Wanneer ons dit doen, gee God vir ons die resultaat wat hy beloof het. Ons bekommer ons egter baie totdat die werk klaar is. As gevolg van hul menslike denke, metodes en vrese is vir hulle gesê: jy is nie gekwalifiseerd nie. Gaan huis toe. En 22,000 het huis toe gegaan.
Onder die 10.000 mans het 9.700 huis toegegaan en God het die oorwinning gebring met slegs 300. 하나님께서 승리하시고 Dit wys God doen altyd sy evangelie werk deur die hemelse leer van geloof, of hulle baie of min is. 하나님께서는 믿음 있는 이와 같은 하늘 군대를 통해서 당신의 복음의 역사를 진행하시고 이끌어 가셨다는 사실을 확인해 볼 수가 있는 것입니다. 자, 그렇다면 Dan, wat het God die evangelie leer beveel in die tyd van die Heilige Gees? 하나님께서 어떤 분부의 말씀을 주셨는가? Kom ons kyk na die evangelie van Matteus. Matteus hoofstuk 24. Kom ons kyk na vers 13. 13절의 말씀 보시면 Wie egter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies. 그제야 En dan sal die einde kom. 자, 예수님께서 복음 군대에게 이런 Jesus het sy evangelie leer oor hierdie einde geleer. 하셨습니다. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word en die evangeliewerk sal tot 'n einde kom. Kom ons gaan aan na hoofstuk 28. Matteus hoofstuk 28 vers 18. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, 즉 침례를 주고 en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Jesus, die bevelvoerder van die hemelse evangelie leer, het gesê dat hierdie evangelie sekerlik in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig sou word, en het ons die metode geleer: maak disippels van al die nasies. Net soos God vir Josua gesê het om een keer vir 6 dae om Jerigo te marseer, en op die 7de dag 7 keer, gee God nou vir ons 'n metode. Wat moet ons aan alle nasies doen? Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Soos in Matteus hoofstuk 24, wanneer dit gebeur, sal die evangelie van die koninkryk voltooi wees. Of dit nou Josua of Gideon se leer is, hulle het presies gedoen soos God gesê het. Toe, wat het gebeur? Hulle het die resultate volgens sy woord ontvang. Wat dan van die evangelie leer van God vandag? Moet ons nie glo dat God sy woord vervul en vorentoe beweeg nie. God het gesê, hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word. En totdat die werk klaar is, wat sou hy vir ons doen? In Jesaja hoofstuk 41 sê hy nie, ek sal jou help nie. Ons is die evangelie soldate van God se koninkryk. God self lei en help ons. Maar as ons twyfel en bang is om te probeer omdat ons geen geloof het nie, wat sal God vir ons sê? Gaan huis toe, keer terug na jou tuisdorp. Soos die leers van Josua en Gideon, moet die evangelie leer met God se sending geloof hê. Ons moet luister na God se woord en vertrou dat sy werk gedoen sal word soos beloof. Dit is die evangelie van die kerk van God wat ons moet vervul. Ons moet ook soos Gideon se krygers en Josua se leer wees. In plaas daarvan om te dink, hulle het slegs deur God se wonderwerk gewen, moet ons vra, hoe het God dit gedoen? Wat was God se rol en die soldate se rol? Toe God gesê het, gaan, het hulle gegaan. Toe hy gesê het, maak disippels, het hulle gedoen.
침례 주라 하면 침례 주었고 Toe hy gesê het, doop, het hulle gedoop. 너희에게 분부한 것을 가르치라 Toe hy gesê het, leer my bevele, het hulle geleer om te gehoorsaam. 지도를 했구만. 그러는 Terwyl ons dit doen, word die evangelie aan alle nasies in Samaria 사람들에게 알게 en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig, sonder dat ons dit eers besef. 나는 U het dit nie gedoen nie, maar 'n kerk is in Israel gestig en op afgeleë plekke wat u nog nooit eens besoek het nie. 오지에까지도 교회가 세워져 있구만. Wanneer God sê, ek sal dit alles doen, so moenie bekommerd wees nie. 말고 너희들은 내가 Marcheer net 1 keer per dag vir 6 dae en 7 keer op die 7de dag, ons hoef net te doen soos hy sê. 우리는 이대로만 하면 됩니다. 이대로 Wat sal dan met die evangelie gebeur? 어떻게 된다고요? 온 Het God nie reeds beloof dat die evangelie aan die hele wêreld verkondig sal word nie? 하나님께서 다 해놓을 것이다. 고 미리 약속해 놓지 않았습니까? 우리 Ons moet aan almal die evangelie van die lewe verkondig wat Vader en Moeder ons geleer het. 누구에게라도 Wat as ons buurman sê, "U het langsaan gewoon, maar nooit vir my gepreek nie." 나한테 한번 전도 한번 오지 않았지 않느냐? 이런 Ons moet die goeie nuus aan ons bure, kennisse, familie, vriende en kollegas verkondig. 또 내가 So ons hoor nie sulke klagtes nie. 또 친척들, 가족들, 또 친구들, 직장 동료들 누구라도 다 이 복음의 소식을 전파하는 것은 우리의 일입니다. 그러나 Sommige sal luister en sommige sal verwerp. 거절하는 사람이 있겠죠. 그러나 Maar as ons hulle nie vertel nie, kan die hemelse mense nie die waarheid ontvang nie. 하면 절대 So ons moet almal vertel. 어떤 입장이니까 반드시 알려줘야 됩니다. 우리는 Laat ons nooit ons missie vergeet nie. Ons is die evangelie soldate van die koninkryk van God. 또 잊지 마시고 아버지 어머니 Laat ons Vader en Moeder bedank dat ons by hulle groot werk kon aansluit. 허락해 주신 그 은혜에 만 번이고 만 번이고 감사를 드리면서 Kom ons bring vir hulle vreugde en heerlikheid deur vrugte van evangeliewerkers te dra. 주렁주렁 결실해서 하늘 아버지 어머니께 큰 기쁨과 영광 돌리는 여러분과 제가 꼭 됩시다. 그 일은 God neem nie ander kwalifikasies vir hierdie werk in ag nie. 성경에 Die Bybel sê die belangrikste kwalifikasie vir God se leer is geloof. 믿음입니다. Kom ons marcheer vorentoe op die evangeliepad met geloof dat alles volbring sal word soos God gesê het. 이 복음의 길 또 행진할 수 있는 저와 여러분 Ek wil graag die preek afsluit. Baie dankie. 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.